Goeiedag graad 6. Ons gaan vandag kyk na massa. So met ander woorde, 'n klein vraagie. Wat weeg jy? Ouch! Ek dink daai was 'n verkeerde vraag. Wees versigtig wat ons vra vir iemand. Om iemand se gewig te vra is nie noodwendig die veiligste opsie nie. So met ander woorde, wat is massa? Dit is die hoeveelheid materie wat 'n voorwerp bevat. Nou, massa het metingseenhede. Met ander woorde, waarin meet ons dit? So, metingseenhede gaan byvoorbeeld wees kilogram, gram en ton. Ons gebruik ook milligram. Reg, so hier is 4 tipes metingseenhede wat ons gereeld gebruik. Nou elkeen van hierdie metingseenhede het ook sy tipe skaal wat ons gaan gebruik. Met ander woorde, as ons gaan kyk na kilogram, kan ons dalk gaan kyk na die badkamerskaal waarop jy jou gewig gaan meet, maar dit gaan nie noodwendig dieselfde skaal wees wat jy gaan gebruik as jy wil meet die gewig van hoeveel meel byvoorbeeld jy in 'n koekbestanddeel sal wil gooi nie. Daar het ons weer 'n kombuisskaal nodig. Jy gaan definitief ook 'n ander skaal benodig wanneer ons 'n ton gaan meet, met ander woorde, byvoorbeeld 'n trok, te weeg hoeveel daardie trok weeg. Jou badkamerskaal of jou kombuisskaal gaan definitief nie 'n ton kan weeg nie. Nou, ons kan tussen hierdie 4 metingseenhede spring. Ek weet dat dit is gewoonlik waar baie van julle mee sukkel. So kom ons kyk gou 'n bietjie na 'n diagram wat dit dalk vir jou so 'n bietjie makliker kan maak om hierdie tipe of om hierdie spronge tussen die groepe te kan maak. Kom ons kyk na ons verskillende metingseenhede. En ons begin by gram. Nou bo gram het ons kilogram en ons het ton. Onder gram het ons milligram. As ons nou gaan spring, met ander woorde, ons moet ons metingseenheid vanaf gram na kilogram toe neem. Dan spring ons eenheid met 1000. So daardie verskil tussen hierdie twee is 1000. Die verskil tussen ons kilogram en ton is ook 1000. En ons verskil tussen milligram en gram is ook 1000. Nou, hierdie beweging van gram na kilogram, kilogram na ton of milligram na gram toe, werk ook in die teenoorgestelde rigting. So van 'n ton na kilogram bly dit 1000, van kilogram na gram is dit ook nog steeds 1000 en van gram na milligram steeds 1000. So wanneer moet ons met ons metingseenheid maal en wanneer moet ons met ons metingseenheid deel? Nou hierdie een is baie maklik om te onthou. Kom ons trek vir ons 'n pyl boontoe en ons trek vir ons 'n pyl af ondertoe. So altyd, wanneer ons van ons kleiner eenhede
na ons groter eenhede beweeg, gaan ons deel. So as ek 1000 milligram het, en ek beweeg op na gram toe, gaan ek 1000 deel 1000, wat vir my 1 gee, met ander woorde, 1 gram. Dieselfde gebeur dan, wanneer ek van 'n ton na kilogram toe afbeweeg, dan gaan ek vermenigvuldig, of maal. So die prinsip is maklik om te onthou. Wanneer ek opbeweeg, dan gaan ek deel. Wanneer ek afbeweeg, gaan ek maal.